Ek wonder of daar enigiemand in hierdie gebou wat vanoggend kan sê ek was nog nooit deur iemand anders te nagekom nie. Kan jy jou hand opsteek? Niemand nie, né? Iemand wat jou werklike skade aangedoen het. Iemand wat jou pyn veroorsaak het, wat jou verneder het, of jou sommer maar net kwaad gemaak het, omdat hulle iets gedoen het waarvan jy nie gehou het nie. Dat jy jou opgeruk het en wat jy hierdie dinge in jou binneste het, wat aan jou eet. Nou wanneer iemand jou seer maak, wat is jou reaksie? Wat is jou reaksie? Die meeste van ons, omdat ons mos nou Christene is, en ons is beskaafd, en ons is mos nou feitelik ordentlik, ons doen niks nie. Ons sê niks nie, ons doen niks nie, ons skuif sommer maar net daai persoon so uit ons lewens uit. Ons groet hom nie, ek sien dit tot hier in die kerk, man, maar ons is heilig hier in die kerk. Ek sien 'n loop mense hier by mekaar verby. Wanneer ek het nou nie vir Frikkie gesien. Wat was Frikkie in die kerk Sondag? Ja, jou heigelaar. Ons wil niks met hulle te doen hê nie. Die tweede reaksie wat ons het, is daai gorilla oorlog. Julle ken hom. Daai enetjie wat ons nie blaatant goeie sê nie, maar hier agteraf. Ek het julle tog weer gesien wat het Letitia gedoen. Ag, weet jy, ek kan nie glo nie. Het julle dit gesien? Louise, het jy gesien wat het Letitia gedoen? Hey jong, dis 'n groot ding, ons moet vir haar bid. Dis 'n ernstige ding hierdie. Ons benadeel alles wat daai persoon doen. Ons staan alles te wat daai persoon doen. En as daai ou sy foefie sien, dan is ons bly. Jee, jippie. Daar sê, lekker man, kry het geval, flip het geval. Lekker. Of 'n derde opsie. En baie min mense doen dit. Ons sal so ou aanvat. Ons gaan vertel daai ou of daai antie presies wat ons van hulle dink. Presies. En dan stap ons al weg. Lekker breë bors, vol van onsself. Ek het hulle nou gewys. Ek het nou vir Redrick op sy plek gesit, man. Daai man weet nou waar sy plek is. Hy weet waar hy bly, man. Hy bly stil. Dis waar hy is. Die enigste probleem met al drie hierdie maniere wat ons probeer, dit bring nie versoening tussen mense nie. Dit bring nie herstel nie, dit bring nie genesing nie, dit bring nie vrede in my hart of in my lewe of in die ander ou se lewe nie. En dit kan nie gebeur nie, want dit wat ons doen en die manier ons dit hanteer is nie tot eer van God se naam nie. Dit kan nie vrede bring nie. Sowel obviously weet julle ons praat oor vergifnis vandag. Die ding wat ek en jy as Christene die meeste geniet, maar die minste gee. Ons hou daarvan om vergewe te word, maar ons self vergewe nie baie maklik nie. Ons wil dit hê. Vergewe my. Ag, spreek my vry. Veral by die Here. Maar wat doen ek en jy? Nee, sy aan die kluis toe gesluit by die huis en ons sleutel lank al verloor. Matteus 18 vanaf vers 21. Toe kom Petrus na hom toe en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. Hy het so 'n bietjie deur sy boeke gegaan. En toe hy begin afreken, word daar een na hom toe gebring wat 10.000 talente skuldig was, miljoene sê 'n ander vertaling. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat dit verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het. En dat dan betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê:
my Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal U alles betaal. En die Heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld, dit afgeskryf. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom maar 'n paar 100 penning skuld, het hom in die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. En sy medediensknegt val voor hom neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle Heer meegedeel wat alles gebeur het. Daarop roep sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergeef nie. Petrus het hierdie vraag gevra, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, as hy iets verkeerd gedoen het? En dan is hy nou sommer so 'n bietjie selfvoldaan en skynheilig, en hy antwoord self, tot 7 maal. In daai tyd was hy gebruik om 3 keer te vergewe. Maar Jesus draai na Petrus toe. Hy kyk hom so in die oë, glo ek. En dalk het hy geglimlag en sy kop geskit. Kom sê, nee Petrus, nie 7 maal nie, maar 70 maal 7 maal. En die Here Jesus was nie besig om sommetjies te maak nie. Het gaan nie oor, jy maal dit met mekaar is 490 keer, ons trek dit af nie. Dis nie wat die Here gesê het nie. 7 is die volmaakte getal. 7 is die getal wat die interaksie tussen God en die mens op aarde weerspieël. 7 maal 7 maal 10 is volmaaktheid, maal volmaaktheid vermenigvuldig met 10. Dis wat dit is. En dis hoeveel keer Jesus sê, ek en jy moet vergewe. Jesus sê ons moet volledig en onbeperk vergewe. Ons mag nie ophou om te vergewe nie. Jesus sê, as jy verstaan waarom jy moet vergewe, dan is daar geen grens aan vergifnis nie. Vergifnis by my en by jou, verwag die Here Jesus moet onbeperk wees. Daar is nie 'n limit op vergifnis nie. En om hierdie punt van die Here Jesus te bewys, vertel hy hierdie gelykenis van hierdie amptenaar wat die koning miljoene rande geskuld het. Meer as wat hy ooit in sy lewe sal kan terugbetaal. Toe die koning so deur die boeke gegaan het en sien hierdie ou skuld hom so baie geld, toe sê hy, verkoop hom. Verkoop hom, verkoop sy vrou, verkoop sy kinders, verkoop alles. Kom ons kyk hoeveel kry ons terug. Kom ons kyk hoeveel kan ons aftrek van dit. En hierdie ou val en hy soebat en hy smeek en ek kan ekskuus, ek kan sommer so in my geestesoog sien hoe val hierdie ou voor hierdie koning neer. En die trane loop uit sy oë uit. En hy vra asseblief, koning, gee my net uitstel. Ek sal alles terugbetaal. En wat dink jy daai koning? Hy sit en kyk vir hierdie ou en hy dink hier in sy kop, my China, waar gaan jy daai pitte kry? Waar gaan jy daai miljoene kry om my terug te betaal? Die koning het geweet, man, hierdie ou het nie geld nie. Hoekom het hy dit gevat in die eerste plek, gesteel of wat hy daarmee gedoen het? Waar gaan hy daai geld kry?
Hy het geweet die ou kan hom nie terugbetaal nie. Maar daar was iets in sy hart. En hy het hom jammer gekry. En hy het besluit om die skuld af te skryf. Dit is wat 'n mens genade noem. Om iemand jammer te kry, maak nie saak hoe groot die skade is wat aan jou gedoen het nie. Om iemand jammer te kry, al is hy daar voor jou besig om in jou gesig vir jou te lieg, dis genade. Dis grace. Maar toe is hierdie storie nie klaar nie. Obviously het hierdie ou opgestaan, trane afgevee, huppel in sy stappie gekry en daar is hy uit in die paleis. En hier op die gang se stoepe, hier loop hy vir Frikkie raak. En 'n Frikkie skuld hom R100. Kan jy sien die verskil tussen die miljoene en die paar randjies? Hy het nou net miljoene afgeskryf. En hier kom Frikkie en hy gryp hom in die keel en hy sê vir hom: "Gee my R100 wat jy my skuld." En hy vra asseblief, ek smeek jou, gee my uitstel. Ek sal jou betaal. Harde kwas. Vol van homself. Nee wat. Ek wil nie, ek sien lus nie. Ek is nie so ek voel nie om jou te vergewe nie. Maar dis mos wat ons altyd sê oor vergifnis. Ek voel nie om jou te vergewe nie. Hy het geen genade betoon nie. Die res van die storie ken julle. Die mede-amptenaar het hom gesien, vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal vir hom gesê: "Jou skurk, jou robbies, al die skuld het ek vir jou afgeskryf het, omdat jy my gesmeek het, jy het gesoebat. Moes jy nie ook vir Frikkie jammer gekry het nie? Moes jy nie ook aan hom genade betoon het nie? Omdat jy nie met hom gemaak het soos wat ek met jou gemaak het nie, gaan ek met jou maak soos wat jy verdien." Koning was woedend. Nie oor die geld nie, oor daai ou se gesindheid, oor sy hart, oor dit wat hy gedoen het, was die koning woedend. En hy het hom wat gedoen? Hy het hom oorgegee aan die martelaars. Hy het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy sy skuld sou betaal. Wanneer dink julle was dit? Hy het nie geld het nie. Sy skuld is net te veel. Ek dink hierdie ou se marteling sou vir ewig geduur het. Sou nie opgehou het nie. Moes jy nie tronk en dan kry jy geld om jou skuld te betaal. Marteling vir altyd. Sien jy in hierdie gelykenis dat die Here vir my en vir jou 'n storie vertel? Dis ek en jy. Dis ek en jy wat vir God oneindig baie skuld. Meer as dit ek en jy ooit kan betaal. Dis vir my en vir jou wat God die grootste denkbare genade bewys het toe hy ons skuld afgeskryf het. Dis vir my en vir jou wat hy sy seun gegee het as 'n losprys vir ons skuld. En as ek en jy wat ander mense so in die keel gryp en hulle wurg en sê betaal, gee. Hierdie is ek en jy se storie. As jy nie bereid is om te vergewe nie. Jy sê dalk vir my, is maklik vir jou om te praat. Jy weet nie wat my aangedoen is nie. Jy weet nie hoeveel skade ek gelei het nie.
Dit gaan nie om wat iemand anders aan jou gedoen het nie. Dit maak nie saak hoeveel skade jy gelei het nie. Ek kan vir julle my storie eendag vertel. In vergelyking met dit wat ek en jy, wat met ons gebeur het, dit wat ons deur is, teenoor dit wat ons vir God skuld, dis niks. In vergelyking met die lyding wat Jesus moes deurmaak, om vir my en vir jou sonde te betaal, is dit niks nie. Ek en jy is vergewe in Jesus Christus. En daarom moet ek en jy vergewe. Ek dink ek gaan hierso stop. Ek sal volgende week aangaan met die res. Ek wil 'n laaste vraag net by jou los. Doen jy nog sonde? Wat wil jy met God met daai sonde doen? Jy wil hê die Here moet dit vergewe, nee. Onthou wat sê die Here, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ek wil vir jou vra, as daar iemand is wat jy moet vergewe, as jy jouself moet vergewe, maak moeite vandag met dit. Nie maandag nie, nie vanaand nie, as ons nou hier uitloop, gaan maak jy en die Here moeite. Die Here wag vir jou. Gaan spandeer tyd met hom. Help hom om te vergewe wie jy moet vergewe. Ons sondig nog elke dag. En ons gaan elke dag verwag die Here moet ons vergewe. Mense gaan jou nog seer maak. Die Here verwag ek en jy moet hulle vergewe wanneer dit gebeur. Amen. Baie dankie Here vir die genade en vir die guns. Dankie vir u liefde. Dankie Here dat u vir ons van so baie dinge vrygespreek het. Dat u ons vrygeskeld het, Here. Dankie vir die genade so in oorvloed. Vergewe ons, Here. Wanneer ons God speel in ander mense se lewens, wanneer ons wil besluit wanneer vergewe ons en wie ons vergewe. Here, ons skuld was so baie en het ons vergewe. Vergewe ons omdat ons nie vergewe nie en help ons, Here, dat ons sal vryspreek vir die wat ons seer gemaak het. Ook wanneer dit onsself is, Here, die getuienisse vanoggend was so baie oor selfvergifnis. Maar so baie mense wat hulle self verkwalik vir so baie dinge. Help ons om vry te spreek, Here, dat ons lewens van oorwinning kan lewe. Aan U alleen kom toe al die lof en al die eer, U se wonderlike God. Here, ons is so baie lief vir U. En dankie vir die wonderlike, fantastiese liefde vir ons. Aan U al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Sy musikante